Hallo julle, dis nou al my derde koppie koffie vir die oggend. Dis nou as 'n ou vroeg gaan slaap op 'n Vrydag aand, né? En dan die Saterdagoggend te vroeg wakker word. En dan moet jy maar die koffie gebruik om jou geselskap te hou. So, ek het gepraat nou die dag oor die 350's, na aanleiding van die minister van Finansies se begrotingstoespraak. En my primary issue was die feit dat daar gesonde, jong brein mans is, wat iets met hulle, en vrouens moet ook seker sê, wat iets met hulle lewe kan doen, maar wat by die huis lê, met die verskoning dat daar nie werk is nie. En die punt wat ek wil gemaak het was, find something, kyk, wat is daar, wat jy kan doen, en hou op om aan werk te dink as 'n formele werk in 'n formele plek. Want ek het 'n storie vertel van die mense wat ek altyd in Joburg sien, African mense wat op elke hoekie sit en iets verkoop. Toe sien ek die comments, en die comments gaat aan oor, jy sal nie verstaan nie, weet jy, hoe sukkel, hoe soek ons vir werk, en ons kry nie werk, en ek weet dit is so, dat ons mense, ons colours, ons breinmense benadeel word in baie werksplekke, deur die BEE tekens of die sogenaamde employment equity targets, né? As gaan equity nie. Is meer van 'n uitwerk baie keer in baie werksplekke. En ek verstaan ook, baie keer dink jy die eienaars van die besighede, dit is die beste way wat hulle gaan favour kry by die Department of Labour of by die government. En hy is alright. En ons gaan oor die goeders nog baie meer gesels op die platform. Maar wat ek nou na toe wil terugkom is dat die minister toe ons nou gesê het, dat hy gaan nou wel nog steeds aangaan met daai sogenaamde, wat noem hulle dit? Die COVID-19 Social Relief of the Stress. Die COVID-19 Social Relief of the Stress, of die 350's, soos wat ons het sommer noem, omdat het R350 was aan die begin, en nou raam R370 is 370's, moet ek seker nou sê, ne? Die feit van die saak is, maar daar's 'n klomp van ons wat net sit en wag vir daai, en niks anders wil doen nie. En gelukkig was daar 'n klomp mense wat daai ook gesê het, op die comments, ne? So, 'n ou moet nie net mou nie glo ek, 'n ou moet ook by 'n paar goed uitkom, oor wat 'n mens kan doen. So, kom ek sê jou nou vandag wat jy kan doen. In die eerste plek, soos die Here vir Moses gevra het, wat het jy in jou hand? Nee? En Moses gesê het, nee, ek het maar net 'n staf. En 'n hakkelie man ook nog, sien hy. Maar hy het nog altyd uitgestiek, hy het vorentoe getree, hy het opgestaan, het gesê, alright, hier is ek, gebruik my dan, Here. So, wat is die staf wat jy in jou hand het? Wat bedoel ek daarmee? Sy kan miskien iets kwaai doen. Miskien het jy die ou haar by die huis, wat altyd as haar een van die appliances nie lekker werk, maak jy dit nou reg. Iemand se phone, die yskas, die microwave, ek weet nou nie waar nou die is daar, airfryer daar by julle ook is, maar enige so ding, die TV speel nie lekker nie. En weet die wat oors wat nou hy vinyl speel, is nie, hulle plate speel, miskien werk hy ook nie so lekker nie. Daar is altyd iemand in die huis wat daai die beste doen. Maar nie altyd dink dat daai miskien 'n way is van 'n inkomste verdien nie. Soos ek baie keer sê as ek motivational speaking doen, jy as 'n meisie kan doen almal se hare, en dis jou tang of jou dit of jou whatever wat hulle gebruik vir die hare. So jy kan hulle mos charge man, dan maak jy mos iets daarvan. So, die challenge aan jou is, dink eers, vergiet gou eers van, ek het al hoeveel keer gehad werk so CV ingegooi. Wat is daar anyway op jou CV? As jy matriek geslaag het met die 30% stories, wat is op jou CV? As jy net vir 2 weke gewerk het by die plek toe los jy, wat is op jou CV? As jy laat jou ma en jou auntie en jou meisie jou CV laat ingooi, en nie jy self wat opstaan by plekke oploop, want dit is beneath you, dit is, en soos die auntie van my gesê het, ja, Hendrik, wil jy nou hê, my kind moet langs die pad gaat staan, en hy vlag die hele tyd so swaai, ja, want weet jy wat, die jong mense wat het doen, verdien elke Vrydag 'n inkomste. Dan was hulle die orange goed van hulle gesigte af, waarmee hulle veld in die son beskerm, hulle trek 'n ouer ons uit, maak hulle hare reg, en hulle gaan spoil hulle self, en koop vir hulle wat hulle nodig het. Jy sê vir jou ma, sy moet dit sambang, as sy uit die dorp uitkom, of van die mall afkom. Sien jy? So daai is die eerste ding. Die tweede ding is,
Daar's baie organisasies in die gemeenskap, né, wat mense nodig het om te help. Of dit die ouer tyders of die kerkers, of die rugbyklappers of wat ook al. Gaan vra waarmee kan jy help man. Al kan hulle jou nie betaal nie. Of al kan hulle jou nie aan die begin betaal nie. Of al kan hulle jou nooit betaal nie, maar terwyl jy daar is, gaan iemand jou miskien raak sien. En dan sê iemand anders daar by die ouer tyders of die rugbyklub of die waarever het is waar jy gaat help. Daai is 'n baie flikse jong man of 'n baie flikse jong vrou. Daai is die ding. Daar's twee goed wat jy al klaar kan doen. Wat is die derde ding? As ons aan nou die 350's het, as ons aan nou die kinderpy het, as ons aan nou ouma se whatever het, of 'n ongeskiktheidstoelaag of wat ook al. Wil jy regtig vir my sê, het gaat so gerook. Ek weet het gaat gerook, maar gaan het so gerook, dat ons elke keer net 'n 10 rand by mekaar kan gooi. En van daai 10 rande iets koop, wat ons weer kan verkoop, en dan het ons 'n wins gemaak daarvan nie. 10 rande, 10 rande. So ek weet, 'n mens moet nie sê hulle appels met pere vergelyk nie. Maar die Solidariteit beweging het 'n campus gebou, nee, 'n technical college, Soltech, daarbo in Gauteng in Centurion, nee, deur vir hulle members te vra om elke maand net 'n 10 rand ekstra te gee. Nou 'n 10 rand klink vir jou man, ja, as 10 man, ek het die wiskunde gedoen, ek het geskiedenis, maar ek weet daarom, as 10 mense 'n 10 rand by mekaar sit, dan is daar 100 rand. As 100 mense 'n 10 rand by mekaar sit, dan is daar 1000 rand. Sy kan goed koop daarvan. En jy kan daai goed dan weer verkoop. En dan het jy 'n wins gemaak. So ek gaan in die video's, gaan ek elke keer probeer om te praat oor wat my pla, wat is die probleem, en hoe kan ons miskien daar verby kom. Klein begin man, klein begin, né? Klein begin. So hier is die ander ding, wat ek ook maar net wil sê, baie van die kritiek het ons nou gesê, ja, maar dit is maklik vir jou om te praat. Waar is my notes, want ek het gisteroggend op RSG ook gepraat oor die storie. Maklik vir jou om te praat, jy weet nie hoe sukkel ons as ons gaan, en ons gaan soek werkie, né? So laat ek ons sien, wat het ek toe hier neergeskryf, oor wat possible solutions is. Dis die belangrike ding, man. Ek moet sê, in die eerste plek, onderwys en opleiding, of opvoeding, bly die nommer 1 remedy of cure vir poverty. Onderwys, opleiding, die eerste ding. So, as jy nie skool klaar gemaak het, gaat maak klaar. As 'n klomp plekke wat jy gaat help daarmee. As jy niks na skool gaan doen het nie, ek bedoel, nie gegaan het om iewers opleiding te kry, of om 'n kursus te doen by jou local FET college, gaan, dis nog nie te laat nie. Want dan is jy in elk geval die ander 'n stap verder voor. Ek gaan weer 'n video maak oor die ding. Laat ons kinders klaarmaak by die skool, even die top achievers, en dan nie weet wat gaat hulle maak die next jaar nie. Of nie aansoek gedoen het, want hulle wag eers vir hulle uitslaan. Of iemand wat nie self gaat betaal vir die studies nie, vertel van hoe duur het is. Dit het met my eie dogter gebeur. Ek was so na gewees. Ja, maar hulle het gesê, is dit duur, daddy. Asof hulle gaat betaal daarvoor. Maar as ongeletterdes by die huis, wat die notas, wil ek sommer sê, in die kinders se koppe inplant. Nee? Nou, agter kan julle miskien sien, is 'n foto van 'n baie jong Heinrich Weingast. Ek dink dit was 1997 dalk. So ek was so 23 jaar oud gewees. Toe kom Jonathan Butler, wat in Athlone groot geword het, né? Toe kom hy terug Suid-Afrika toe vir die eerste keer nadat hy in 1987 weg is uit die land uit. Toe 'n international jazz artist. Hy is deesdae amper meer bekend as 'n gospel artist, maar daai tyd was die jazz nog baie sterk. Want niemand speel gitaar soos hy nie en sing soos hy nie. En hy was nou vir my 'n baie groot oomblik gewees om ek 'n laaitjie van Caledon, waarvan ek nou met julle praat, Caledon, hier in die lokasie Bergsig, die Breinbuurt, né? En Jonathan Butler, toe ek 'n jong joernalis, en Jonathan toe al 'n international star, en ek kry 'n geleentheid om saam met hom op die lughawe 'n foto te vat, né? Wat wil ek daarmee sê? Hy is 'n ou wat sy talent gebruik het. Sy musiektalent om ver te kom in die lewe. Soos wat die Here vir my skryftalent gegee het. Ek sê altyd vir die mense, hulle dink, meneer Klop wat so praat op die TV of op die radio, daai is die man se ding. Die man se myn ding
is dat die man goed kan skryf. Daai is die talent, die gawe wat die Here vir my gegee het. So wat is jou talent, man? Gebruik hy talent. Hou op met moan, hou op met verskoning soek. Hou op met ander blameer. Hou op man om jouself moeg te maak van Here soek vir hoekom jy nie iets kan doen nie. Daai move. En onthou, dit gaan eerder raak, want dis wat ek nou weer gesê het oor hy matriek uitslaa reference. Duisende kinders maak elke jaar skool klaar. Waar dink julle gaan hulle weer kry as ons werkloosheidssyfer in die land iets soos 30% is? As die colored mense se persentasie van werkloosheid hier rondom 25% draai. En nou daai is die wat hulle noem die narrow definition. Met ander woorde, 25% van breinmense wat actually werk soek is werkloos. Nou waar is hy ander wat die een soekie? Daai is die extended definition van unemployment. Julle sien hulle. Ek sien hulle. As ek nou die kamera moet buite toe, wat gaan jy sien? Hier staan 'n paar, daar hang 'n paar, by die Spara shop buite, daar by die pap buite, daar by op die hoek, by die paal, los eentjie man, R2 gehou vir 'n dit man, vir 'n daai man. Dis hoekom ek gesê het, sy is meer weet as hy 350 man. Of maak laat die 350 vir jou werk. Dan het jy iets daarmee gedoen. Maar die ding van om die, wat is hy Engels? Waar is dit nou? Die COVID-19, social relief of the stress. Social relief of the stress. Ek dink, baie van ons verstaan het verkeerd, ons dink social relief of the stress beteken, jy moet het gebruik vir socials, vir kuiig, vir afkoel. En dat is verkeerd. Dat is baie verkeerd. Ek gaan nog 'n video maak, want ons moet ook begin praat elke week oor hoe was die week gewees. Hoe was die breinweek, of hoe was die week vir die breinmens in Suid-Afrika. En ek bedoel nou BREIN. Met ander woorde, breinmense wat dink oor hoe dit met ons gaan. Nee? Nie net breinmense wat moan oor hoe dit met ons gaan nie. Ons gesels weer.